Ons praat vandag 'n bietjie oor obedience en wat dit beteken om obedient te wees teenoor God. En soos julle kon sien, daai honde, daai ou maak net so en dan rol hy die honde vir ewig en dan maak hy so en dan rol hy vir ewig ander kant toe. En ons sukkel so baie om dit reg te kry in ons eie lewens. Nou, check gou die volgende slide. Die definisie van obedience is nie te naby aan hierdie ding staan nie, is om God se stem te hoor en om dit te verstaan. Nou sê my gou, wie van julle het al ooit God se stem gehoor? Ek praat nie van audibly nie, ek bedoel soos, jy het die Bybel gelees, of jy het iets gevoel in jou hart, en jy soos, my word, hierdie kom nie van my af nie. Wie het al so experience gehad? Okay, klomp van julle, amazing. So, ons kan die Here se stem hoor. Ons kan, soos al honde, en dan rol ons. En dan rol ons. Maar baie keer gebeur dit, dat ons nie op baie plek kom, wat ons hoor, en verstaan wat God mee besig is nie. En ek meen, daar is honde, hulle is verstaan om te verstaan nie, maar hulle doen nog steeds. En ek het nou 'n ou in die Bybel, nou, as jy 'n Bybel het, haal hom gou uit, selfoon, enigiets soos dit, gryp hom gou, Handelinge 7, dit is in die Nuwe Testament, die 5de boek. 5de boek in die Nuwe Testament, as jy hom het, wys my. Okay, daar is 1, 2, great. Die ouens op die selfoon is soos, ja, ek het hom vinnig gekry, die ander is soos, hierdie flippend boek. Dis erg, maar in elk geval. Okay, so ons lees van vers 55 af. Nou, dit gaan baie random klink as ons net daar begin. So hierdie ou, sy naam is Stefanus. Nou, hy was verskriklik obedient. Hy het God se stem gehoor, hy het geweet wat hy moet doen, en hy kry homself toe in 'n baie awkward posisie, waar hy moet getuig en hy moet sê wat hy glo, en hy begin hierdie mense aanvat in Jerusalem, oor alles wat hy glo. Okay, as julle nog nie die plek het nie, moenie nou worry oor dit nie, So, hy vat hierdie mense aan en hy sê, ek moet sê wat op my hart is. En hy eindig op, om so radical te wees, en soveel te sê van wat God vir hom sê, laat ons nou by die plek kom wat hom wil doodmaak. Okay, en dan gaan ons daar aan. But he, full of the Holy Spirit, ek lees by vers 55, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Ek wil julle moet hoor, hierdie ou, nadat hy nou getuig het, nadat hy nou al hierdie goeders gedoen het, kom op 'n plek wat hy letterlik, hulle het nou vir hom gesê, hy gaan gestenig word, hy gaan doodgemaak word, en wat doen hy? Hy kyk op in die hemel in, en hy sien God en sy seun daar staan. Hy is so naby aan God, en ek wil julle met dit in gedagte hou, so naby, dat hy daai actually kan sien. En dan gaan dit aan, in vers 58, lees ons, They took him out of the city, and stoned him. Wie weet wat stoned? Nie die bad dagga voorbeeld van dit nie, die soos, jy weet, jy word gegooi met klippe, dit, wie weet wat is dit? Right, prys die Here, is 'n paar ouens wat weet. So, hulle het hom gevat, hierdie ou gaan nou doodgegooi word met klippe. Sien jouself in daai situasie? En wat doen hy? Hy kyk op en hy sien vir God en vir Jesus in die hemel staan. Dis crazy. En dan daar aan die einde sê dit, and as they were stoning Stephen, of Stephanus, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried with a loud voice, Lord, do not hold the sin against them. Net voor hy doodgaan, hy was so obedient vir wat God vir hom gesê het, dat hy selfs in die oomblik wat die mense hom doodgooi, vir die obedience wat hy gedoen het, sê hy nog steeds, Here, weet jy wat, vergewe hulle net, want hulle weet nie wat hulle doen nie, klink dit bekend? Jesus se laaste woorde, net voor hy dood is, Here, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons moet op baie plek kom, wat ons so obedient is. En een van die beste voorbeelde van my lewe, wat ek al soos beleef het, dit was nie ek self nie, was, ek het al die storie van julle vertel, maar, bear with me. Ons het, ek dink is 2 jaar terug, toe het een van my goeie vriendinne, toe was sy, daar die bloedklont in haar hart ingegaan, en sy is in 'n koma, en sy chill in haar brein of in haar hart, een van die twee.
En sy chill in die hospitaal en dis al, ek dink 'n maand wat sy in die hospitaal is in 'n koma. En ons is soos, yes, Here, verstaan, ons glo jy kan nog genees en jy gaan. En ons hou aan bid vir haar en ons was aande wat ons in die hospitaal geworship het en dit gaan net slegter en slegter en slegter. Na 'n maand. Eventually, ek sal dit nooit vergeet nie, sit ek al buite die kamer. Nou, wie was al in die ICU van die hospitaal? Okay? Daar's seker TV-goeders so buite die deur gewees met soos wat aangaan en soos hartklopings en al daai staf. En ek onthou ek sit so teen die muur en ek sit daar en ek soos jy wag so al vir iets om te gebeur en ewe skielik begin haar hartklopings net so stadiger gaan en die mense begin verbykom en eventually kom haar lijk ook verby. En ek onthou ek sit en wag daar en ek is soos, yes, maar verstaan is nou nog ons tyd vir 'n wonderwerk. En dit gebeur nie. En toe gebeur die crazieste ding van obedience, wat ek al in my lewe gesien het. Haar broer en haar beste vriend, hy sal dit nou nog vir jou sê, hy stap verby en hy beleef die Here sê vir hom, hy moet vir die oom in die ander ICU kamer gaan bid. Sy suster is nou net dood. En hy sê, I'm going to be obedient. En hy loop aan my kamer en hy gaan bid vir iemand anders, wat nie sy suster is. En hy het my lewe verander. Daar was soos, ons mis dit soms. So, net as ons praat van obedience, hearing and understanding God's voice, dis nie net altyd in die maklike situasies nie. Dis meeste van die kere actually flippend moeilik om te gaan waar God ons lei. Okay, volgende slide. Nou, wie weet wat in die Ou Testament gebeur het, daar heel aan die begin, dit het iets te doen met 'n vrug. Okay, daar was 'n paar van julle. Okay, daar was 2 mense gemaak, Adam en Eva. Adam het 'n vrug geëet, toe gebeur iets aakligs, sondeval, en ons kon nie regtig met God se stem hoor lekker nie, daar was afstand geskep, wie onthou dit? Yes. Great. Okay, so ek het gewonder bietjie hoe dit werk met obedience en wat gebeur het. En gisterond kyk ons die rugby, wie het al rugby gekyk en wie het gisterond se game gekyk? Painful. Dit was, maar in elk geval. So, ons kyk die game en ek dink by myself is hierdie nie presies wat obedience is nie. Wie het langs jou pa gesit en hy het soos begin uitfreak, natuurlik nie. En jy sit daar en jy sien en jy's net soos, ek gaan vir hierdie ouens nou advies gee. En is soos, hardloop, 3-3, vang die bal, en jy freak uit, en dan met so 'n paar woorde tussen, wat ek nie nou gaan noem nie. En hier aan die einde, met die laaste 3 van Japan, is dit soos, en jy sê net niks. En hier is die weer ding, dis baie keer ons werk met God ook. Ons skree op die TV, nee, daai bokke kan niks hoor nie. Hulle kan nie. Hulle het nie 'n klou wat jy hulle vir hulle probeer verduidelik nie. Wie het al ooit dit gesien? Die ou is nog besig om te hardloop, hy gaan na die 3 druk, en jy sê, go, 3-3, en hy kyk om en hy sê, ek hoor jou, en dan gaan druk hy, dit gebeur nie. Nou, dis basies wat daar gebeur het. Daar was 'n skeiding gewees tussen die mens, die rugbyspan, en God, ons wat probeer advies gee. En dis waar die wet ingekom het, en whatever, en toe gebeur al baie weer ding. Wat is reg en wat is verkeerd? Nou, ek staan onder 'n wynkandelaar, en ons het baie keer die vraag van, wat's reg, wat's verkeerd, wat mag ek nie, wie het al sulke vrae gehad? Great. So, ek hoop vandag, as julle 'n bietjie oplet, gaan julle agterkom, jy gaan waarskynlik nooit weer daai vrae hoef te vra. Wat's reg, wat's verkeerd, hoe moet ek hierdie aanpak? Dit gaan nie noodwendig belangrik meer wees nie. Okay, en toe gebeur 'n baie cool ding, aan die begin van die Nuwe Testament. Wat het gebeur? Iemand skree asseblief op my. Die man daar agter het nou so lekker geskree het. Wat het gebeur in die Nuwe Testament? In die eerste 4 boeke? Great. Skree leier op my. Jesus! Die antwoord is altyd Jesus, maar in hierdie geval was dit regtig ook Jesus. So, Jesus is die antwoord, en hy kom toe en hy maak 'n skeiding weer toe. Nee, wie het al dit gehoor? Okay, so dis presies dieselfde as die kaptein
van die rugby span, wat daar na 'n huddle gaan staan en hy sê, hoor die ouens, dit is nie nou. Jy weet, iets doen nie, gaan ons verloor teen Japan. Nee, hy staan daar en hy sê, ons moet hierdie nou doen. In elk geval, so, dis wat God kom doen het. Hy het vir ons, wat wetties was, het hy bymekaar gebring en is nie meer 'n wet. Dit het nie meer te doen met dit nie. En hy kom naby en hy kom bly in ons. En die hele paradigm shift gebeur van ons is nie meer veronderstel om dit te hoor van ver af. 'n ander voorbeeld, as jy dit nie heeltemal verstaan nie, dink aan 'n dowe mens, nê? Sê maar jy is doof en ek moet nou vir jou verduidelik wat ek nou preek. Dit gaan absoluut 'n chaos wees, want ek ken nie vingertaal nie, maar ek sal dit leer, en dan moet ek nou hierso vir jou 'n klomp goedjies verduidelik, en dan 4 ure later, dan is die diens klaar, dan kan ons weer worship, en dan gaan jy, en dan het jy nou min of meer verstaan wat ek gesê het. Dis dieselfde met die wet. En toe, gebeur iets amazings, Jesus genees daai doofheid. En nou, kan ons hoor, maar ons is nog kinders in dit. Want, dink jy is jou hele lewe doof, vir 10 jaar, of 15 jaar, en ewe skielik hoor jy, hoe weird gaan dit wees? Jy sien al die goeters, maar jy kan niks hoor nie, niks. En dan moet jy begin leer, wat's reg, wat's verkeerd. En ek het dit opgesit ook, op die vorige slide, maar so okay, die verskil is, nou nie meer wat's reg en verkeerd nie, maar eerder wat's goed en wat's sleg, vir jou. En dan, ons skrifvers, lees hom saam my. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Met ander woorde, jy is nou daai kaptein op die rugbyveld, of jy is nou daai ou wat nie meer weet doof is en nie die wet moet volg nie. Jy is nie meer onder die wet nie. Jy word nou gelei deur die Gees, of jy kan nou begin hoor, of jy kan nou met die span praat, hoe ook al. En dan die eerste afleiding wat almal altyd maak is, great, so ek kan doen wat ek wil. Nee? Ek meen, ons nie meer 'n wet nie, ek kan doen wat ek wil. Die ouens in die Bybel het dit actually ook gedoen. Hulle was so streng Paulus, ons kan net gaan met wat ook al, en ons gaan aangaan met ons sonde, want ons is in elk geval gered. Wie het dit al gehoor? So die persoon wat hierdie goed vir ons uitgedrink het ook so, ek joke nie. Okay, en dan die volgende vers, lees gesom my, gaan na Romeine 6, vers 1 tot 2. Nou as dit jou Bybel is, asseblief onderstreep dit, sit soos, ek weet nie, highlight dit op jou foon. Hierdie is baie belangrik. Wat het sê is, what shall we say then? Are we to continue in sin, that grace may abound? Met ander woorde, presies wat ek nou gesê het, die eerste afleiding is, ons kan nog in sonde bly, is chill, is rustig, Jesus het daarvoor gestaan. En dan sê Paulus die volgende, by no means. Hoor julle dit? By no means. Jy mag dit doen nie. How can we, who died to sin, still live in it? Hoor julle? Dis letterlik soos 'n hond wat teruggaan, nadat hy gered is, om sy eie opgooi te gaan eet. Dis so gross soos wat Paulus het staan in die Bybel. Hy sê letterlik, vir ons om vry te wees van al ons sonde, moet ons teruggaan en ons eie opgooi gaan eet. Soos wat hulle nou, ja. Dis hoe dit lyk, as jy sê, ek's vry, en ek gaan dit weer doen, en aanhou doen. Check hier die volgende vers, dis vers 15. What then? Are we to sin because we are not under the law, but under grace? En dan weer die salle, by no means. So wie is bietjie confused op hierdie punt? Of wie voel condemned en sleg en Jesus, ek sondig en voel enigiemand so? Great. Die punt is nie, ons is nou vrygemaak en die wet is weg en whatever, en nou kan ons net doen wat ons wil nie. Die punt is ook nie, sonde is nou weg, maar ons het nog steeds al hierdie wette nie. Die vraag het heeltemal omgedraai.
Die vraag is nou iets heeltemal anders. Van waar ons gegaan het van, is dit reg of verkeerd? Word dit nou, is dit goed of is dit sleg vir my en God se verhouding? Want ek het aan die begin vir julle gesê, wat obedience is basies die vermoë om te hoor wat Jesus sê en actually te verstaan waarmee hy besig is. So, check gou die laaste vers, 1 Korintiërs 6 vers 12. En julle moet verstaan die konteks van hierdie vers is, Paulus was soos die dominee van alle dominees, skrifgeleerde, hy het alles reg gedoen. En toe skryf hy hierdie. Ek lees die message uit, dit sê, just because something is technically legal, doesn't mean that it is spiritually appropriate. Met ander woorde, omdat ons nou alles kan doen, en alles is fine, en alles is reg, en alles is goed, beteken dit nie, dis spiritually appropriate nie. Dit beteken nie, ons kan dit net doen, omdat ons dit wil doen nie. En dan gaan dit aan. If I went around doing whatever I thought I could get by with, I would be a slave to my urges. Wie weet wat is 'n slaaf? Ja, dis nie ideaal nie. Jy is in hierdie plek, jy word vasgevang, jy het waarskynlik 'n ketting of iets wat aan jou voet, en jy werk in hierdie huis en is chaos. En dis letterlik wat Paulus sê. Ons kan doen wat ons wil, maar as ons elke keer tot slegte urges gaan toegee, dan gaan ons op 'n plek kom wat ons letterlik vasgevang word in daai. En julle weet hoe dit voel. As mens so skuldig begin voel, of jy kan dood eenvoudig nie uit iets uitkom nie, dan raak dit 'n verskriklike slegte en aaklige plek om te wees. En jy word letterlik 'n slaaf van haar omstandighede. So my vraag vandag is, hoe maak ons dan hierdie keuses? Die eenvoudige antwoord is, jy gaan na die Bybel toe. Okay? Maar die Bybel het nie altyd die antwoord vir elke liewe situasie. En ja, dis weird. Ek sê die Bybel het nie die antwoord vir alles nie. Vat hierdie voorbeeld. Die Bybel sê, mag jy steel nie. Nee? Almal weet dit. Mag jy steel nie. Maar, wat as, en ek het actually legit so ou ontmoet, jy het vir 'n week lank niks geëet nie, jy het geen geld nie, en jy het klomp kinders wat besig is om dood te gaan van die honger, nee? En jy sien, hier kom hier die ou verby, en sy beursie steek so klein bietjie uit, en daar chill hy, verstaan? En jy sê, maar my kinders gaan eet van daai geld. Ek gaan nou 'n vraag antwoord nie, want steel is nog steeds verkeerd. Maar dit begin 'n baie gryserige area raak. Dit begin nie meer 'n clear cut, mag jy steel nie, mag nie, want moet jy net kinders laat doodgaan. Want die Bybel sê ook, jy moet my gesin kyk. Dit raak tricky, dit raak moeilik. So ek wil vir julle vandag 5 soos handles gee oor hoe om besluite te maak. Hoe om in moeilike goeders, hoe om in moeilike situasies, in situasies waar daar nie eintlik 'n antwoord is nie, om daai besluite te maak. So, daar's 5 goeders, 5 principles, en die eerste een is die principle of grace. Nou dit sê, gaan dit na vryheid toe gaan, of bondage? Met ander woorde, daai wat Paulus gesê het van, ek gaan 'n slaaf word van hierdie, en jy moet dit vir elke situasie evaluate, vir elke situasie besluit. Dan die volgende een, gaan dit lei tot groei, of gaan dit lei tot afbreek? En dit kan wees vir jou of vir die ander persoon. Dan die volgende ene is conscience. Gaan jy opeindig om skuldig te voel? Gaan jy opeindig om te voel, ek kan nie ontsnap van hierdie nie, want ek voel so sleg, so aaklig. Die volgende ene is principle of attitude. En dit beteken, soos wat jou attitude teenoor die ander persoon? Is jou idees en jou gedagtes actually legit, of het jy maar net die keuse gemaak sonder om te gee vir die ander persoon? En die laaste een is vir my die belangrikste. The principle of testimony. Gaan jou besluit, jou nader, of die ander persoon en jou nader aan die Here bring, of gaan dit jou verder verwyder, en nog verder verwyder? En as jy daai 5 principles, en dis wat ons nou gaan doen,
Nog Augustus mos die groepleiers. Okay, ek wil vra, deel in groepe en ek dink hier gaan 3 of 4 groepe wees. En kry jouself in 'n groep en julle gaan nou, ek wil hê julle met die groepleiers gooi met vrae. Goeders wat vir jou, jy weet nie of dit reg is nie, jy weet nie of dit verkeerd is nie, en dan gaan julle daai 5 principles, hulle het dit voor die tyd bietjie opgeswat, hulle weet wat daar aangaan, en hulle gaan dit rustig en stelselmatig gaan julle bietjie deur dit gaan. En soos wat ek praat, ek wil nie hê enige ou met die uitstap of enige girl moet voel, ek is so skuldig, want ek luister nie vir die Here nie. Dis glad nie die punt. Die punt is, ons moet op 'n plek kom wat ons besluite maak volgens daai goeders, volgens daai principles, volgens daai wette, want dit lei actually tot vryheid. So deel gaan groepe in, daar agter is groepleiers, voor is nog 'n paar, en gooi hulle met vrae. Okay.